dan vanmorgen 10 Desember 2025 en ons gaan aan met ons lesing van die groot evangelie boek 3 en ons is nou by hoofstuk 125 met die beredenering en die gesprekke tussen Mathael en Koram, die ou man, die koning van Pontus en sy dogter Helena. En die gesprek, net om almal weer op dieselfde spoor te kry, gaan oor hoe gaan jy 'n volk wat so ver geval het in heidense gebruike, hoe gaan jy hulle terugkry by Yeshua se waarheid wat hulle nog nooit gehoor het nie? En wat gaan dan word van die priesters as hulle dit nie doen nie en hulle staan teen die koning op en daar vind 'n opstand plaas? En nou het ons geluister na die beredeneringe verlede keer en dis gesê dit moet baie stadig gebeur. Dit kan nie oombliklik plaasvind nie. En as ons na die situasie in ons land kyk, is ons nou al meer as 170 jaar wat ons die invloed van kerke op ons volks bestaan het. Dis eintlik kan jy nie 'n volk indink wat nie in die kerk is nie. Ons is so groot gemaak. Maar die kerke het nie by die waarheid gebly nie. Die kerke het geskuif. Hulle het elke keer die doelpale geskuif vir jou om koninkryk toe te gaan. So by so dat dieselfde predikante met dieselfde Bybels en in dieselfde kerke wat verkondig het dat apartheid is die enigste oplossing vir redding, naamlik heilige afgesonderde volk, doen nou presies die teenoorgestelde en sê as ons nie met elke duiwel demoon op 2 bene op hierdie aarde omhels en versorg nie, dan sal ons nooit gered word. So hoe gaan ons hierdie ding omkeer? Want die mense het heeltemal onder die invloed in van kerkleiers en politici. As jy met hulle praat oor die kerk, die NG Kerk wat nou so links is, dan sê vir jou, nee man, maar ek het 'n predikant, hy is 'n smart ou. Daai man is dink soos ons. Ja, in daai gemeente dink hy soos julle. As hy môre in Hielbrow of Randburg een van daai liberale neste moet wees, dan sal hy anders dink. Want dit gaan vir hom oor sy maandelikse soldij. Dit is waaroor dit gaan. Het gaan oor die salaris. So ons kan lesse hier uit die redenasie kry vir ons volk. So kom ons lees. Koram toon aan dat Helena se vrees ongegrond is. Nou sê Mathael, haar voornemende man, seker, wie sal dit wou ontken? Maar my baie geliefde eggenote dra baie swaar daaraan. Ja, dit sal werklik nie so maklik wees nie. Maar nog lank geen Augias stal, wat die reus Herodes binne 'n bepaalde kort tyd moes skoonmaak nie. Ek het heeltemal geen angs nie, en ek dink dat alles met hulp van die meester baie maklik sal gaan. Nou sê Helena, dit hoop ek ook, maar ek ken my volk, en alle tradisionele gewoontes van die land, en ek sê vir jou dit te midde van hulle, dit wil sê te midde van die mense van my ryk, baie moeilik is om mens te wees en te bly. Dink maar sommer net vinnig in ons land aan 'n tradisionele gewoonte van kerk gaan op 'n Sondag. Hoe kry jy daai ouens daarvan weg? Dink aan Kersfees of Paasfees. Dit is tradisionele gewoontes wat so diep ingewortel is dat jy met hulle daaroor praat, is hulle onmiddellik vyandig gesind en onmiddellik word jy geklassifiseer as 'n fanatikus. So ons sit maar met dieselfde probleme wat hulle daar gesit het, want die Christendom het in 'n heidendom verander deur 2000 jaar se misleiding. Baie menslike misverstande kan eenvoudig bestry word, maar dit is 'n reuse werk om teen die fanatisme van die bygeloof te veg, wat diamant daar geword het
en wat die priesterdom geweet het om met allerlei skynwonders aanmerklik aan te wakker. Miskien sou dit slaag deur ontsaglike teenwonderwerke te doen, maar dan kan jy jouself afvra of jy die volk daarmee sal help. Jy sou so slegs die een bygeloof wegneem om die ander in die plek daarvan te stel, as jy tevens ook nie die regte insig sou gee om 'n werklike wonderwerk te onderskyn van 'n skynwonder nie. Maar hoe kan jy dit doen as jy die wesenlike aard van die skynwonder nog baie weinig ken? Nou ons sit ook in hierdie moderne tyd met kerke wat roem dat hulle groot wonderwerke plaasvind in hulle kerke. Hulle praat van die spreke tale wat eintlik niks anders is as 'n brabbel in tale nie, wat onderskei moet word van die werklike spreke tale van Handelinge 2, waar die mense werklik in verstaanbare tale gepraat het wat hulle nooit geken het nie. En die tweede ding is die groot kampstige genesings wat plaasvind in hierdie kerke. En dit is al so 'n groot bedrogspel, of het in so 'n groot bedrogspel ontaard, dat hulle dit met behulp van mikrofone in die oor van die prediker en mense wat in die gemeente al daar tevore ingegaan het en by allerhande skinderplekke uitgevind het wat het plaasgevind en wie's nou siek en wie's praat of wie slaap by wie en al die goed. En dan kom hulle en hulle bou hierdie arme mense op, maar hoe kon hy dit weet? Hy moet deur die Gees vervul wees. En dan bewerk hulle 'n skynwonder. En in baie gevalle word die kwaal waarvan hy nou genesing kry, verdwyn. Maar 'n ander kwaal wat van die bose op hom gelê word, en baie keer is dit 'n geestelike kwaal, is die gevolg van wanneer jy by 'n verkeerde gees is. Satan verkry reg om jou aan te val, en hy is baie subtiel en baie sliep. So wat my aan betref, hierdie valskerke se genesings, en hulle sit so die hand voor die ou, dan val hy sommer net om, dan is daar ou agter hulle wat hulle vang. Dit is alles die werke van duiwels en demone. En daar's genoeg goed as jy op die internet gaan om van mense wat dit bewys. Ek was nooit self in so 'n kerk nie. Ek was eendag in 'n Israel kerk, ek in Erna, wat in tale begin brabbel het. En toe lê 'n vrou dit ook uit. En ek en sy het al twee die aakligste gevoel gehad. Absolute koue vrees het jou beet gepak. Hier was nou iets in hierdie vertrek wat nie daar hoor nie. En reg voor ons het so 'n klein dogtertjie gestaan. Sy het onbeheerst aan die skreeu gegaan. Sy het dit ook opgetel. So 'n mens se gees kan vir jou sê of dinge reg of verkeerd is. Dat daar werklike wonderwerke kan plaasvind, werklike genesings, dit is so. Maar ons sal in staat wees, as ons in Yeshua is en hy in ons, om dit te kan onderskei. En luister na die stemmetjie. As die stemmetjie vir jou sê, jy moet nie nou vorentoe gaan dat hulle vir jou hande oplê in 'n kerk nie, dan sit jy. Maak nie saak hoe ongemaklik dit gaan wees nie. Want dit is die stem van die Gees van waarheid wat vir jou sê, pas op, hier's gevaar. Wanneer hulle hande oplê, kan hulle 'n gees op jou plaas. So hierdie dinge wat sy hier van praat, gebeur vandag by ons ook. Die ou priesters wat ter bekragtiging van hulle bedriegery ten aanskoue van die volk al so baie skynwonders verrig het, sal nooit bereid wees om dit te herroep nie. Want as hulle dit doen, sal die hele volk hom op hulle stort en hulle in stukke skeur. Want 'n baie groot volk laat hom nooit as te nimmer so vinnig skool soos 'n enkele mens nie.
Ons het al hieroor gepraat, dat hulle nou skielik moet erken dat alles wat hulle verkondig het in daai kerk, al die wonderwerke wat gedoen is, was deur 'n valse gees van Satan gedoen. Dit sal nooit gebeur in ons tyd nie. Hulle sal eerder tot niet gaan, al hoe minder lidmate kry, maar self sal hulle nooit die erkenning maak. Maar hoorie, dit is nie Yeshua se gees wat ek nou in hierdie plek laat werk het vir 20 jaar nie. Kan dink hoe woedend sal hy volk wees, of die lidmate. So dit gebeur dan nie. Met die oude priesterdom moet dus heel anders te werk gegaan word. En die volk moet op so geweldige verandering voorberei word, sonder dat hulle baie erg daarin het. En ons kan van baie geluk spreek, as ons dit oor 10 jaar so ver gebring het, dat die volk oor geestelike sake wil praat. En by ons is dit nou, is die laaste ding wat jou vriende met jou wil praat, is oor geestelike sake. Hulle raak baie ongemaklik, en hulle wil niks hoor. Weet jy, liefste eggenoot Matthijs, ek twyfel geen oomblik aan jou groot wysheid nie, en ook nie aan die nodige buitengewone hulp van die meeste nie. Maar ek ken ook al die moeilikhede van hulle wat hulle self as reëse teen ons sal verhef. En dit is maar net 'n vraag of ons nie op 'n sekere dag na die vreemde toe sal moet vlug nie. Hoe goddelik, suiwer en heerlik hierdie leer ook al is, en hoe oneindig salig dit daarby maak. Die wêreld is te sleg, en dit sal daarom na my mening altyd 'n baie sware taak wees, om die vredesevangelie aan die duiwels in die doderyk te predik. Ook baie geldige argument vir nou. Matthijs sê, dit sal sekerlik geen maklike taak wees nie, maar ons sal baie vreugde hê, as ons dit met die hulp van die meester sal laat slaag. Maar ons moet slaag, al sou die hele wêreld daardeur in pyn stort. Want wat dit betref is ek 'n baie eie-sinnige mens. Wat ek my eenmaal voorgeneem het, moet ook gedoen word. En nou 'n ander onderwerp. Nou kom Koram, dis nou sy skoonpa in, en hy sê, jy het gelyk, as jy eers oor iets anders wil begin. Ek het intussen wel 'n klein, vir my baie versterkende slaapie gemaak, en in my droom baie wonderlike dinge gesien. Maar ondertussen het ek tog van julle gesprek die een en ander opgevang. En ek sê vir julle, dat die kleintjie heeltemal gelyk het. Die kleintjie is natuurlik Jara. En jy, Matthijs, my seun, ook gelyk het. Maar die vrees van my liewe dogter, ook al is dit nie heeltemal ongegrond nie, is tog 'n bietjie oordrewe. Nou, hy is die koning van daai volk van Pontus. Ek ken my volk tog net so goed soos myself. Vir die grootste deel dryf hulle handel, leer allerlei volke ken, en kom dan ook in aanraking met hulle sedes, gebruike en geloof. In die binneland vind jy wel gemeentes wat nog baie getrou aan hulle orakels hang. Maar aan die kus, dis nou van die Swartsee, kan jy die hele godedom vir 'n paar dubbeltjies van hulle afkoop. Die priesterdom staan by die meeste al baie lank in die slegste reuk, en die filosofie het al lankal die eintlike godedom uit die saal gelig. In Taurië, waarvan die suidelike kant ook onder my beheer staan, is die godedom lankal ten einde, waaraan die Romeinse digter Ovidius, wat om 'n tyd lang daar opgehou het, deur sy Metamorfose, seker 'n boek wat hy geskryf het, waarin hy die godedom op 'n netjiese en digterlike wyse belaglik maak, nie min bygedra het nie. Plato, Sokrates en Aristoteles is die gode van hierdie tyd, en hierdie leer pas baie goed daarby. Dit is die leer van Yeshua. Want hierdie 3 geleerdes spreek ook maar een Elohim,
en verwerp heeltemal dat die veelgodendom iets eg sou wees. En hulle sien daarin slegs bepaalde eienskappe van die een en enig ware Elohim. En dit is werklik ook hoe afgode ontstaan het, en later aan die aanbid van afgode, en dit het al in Egipte begin, dat daar 'n groot tempel bestaan, hy is nog vandag daar, teen die Nylrivier, en dit is die tempel Jabu Simbel. En in hierdie tempel is magtige groot beelde, 7. En dit stel die 7 groot geeste voor, wat hulle in die ou Egiptiese tyd die ware God geken het en geweet het hoe werk dit. Want onthou, Noag se 3 seuns was baie bekend met die aanbidding en die wese van ons Vader. En hulle het dit so in daai tempel vir hom gebou, en later aan, soos wat die mense meer verheidens het hulle elkeen van hierdie 7 beelde 'n ander eienskap toegedig, of 'n alleen eienskap, en van hom 'n God gemaak. En dan het hulle tempels vir al hierdie 7 afsonderlike wesens gemaak. En later aan het die Grieke wat daar kom studeer het om kennis te kry, het dit oorgevat na hulle lande toe, en later het die Romeine dit ook by die Grieke gevat. En daar het baie gode ontstaan, wat niks anderste is as die fiksasie van die menslike verstand. Daar bestaan nie goed soos Thor en Jupiter en Hera en God en al die goed nie. Hulle het sulke goed gemaak en sekere magte en eienskappe aan hierdie gode toegeken. En dit alles is fantasie. Maar nou hierdie, ek het ook op skool van hierdie ouens geleer van Plato, Sokrates en Aristoteles. Hulle was bekend as Griekse wysgeere. Groot wysheid, maar nie vanuit Yeshua nie. Maar ook nie heeltemal verkeerd nie. Wat seker beter was as die afgoderry van daai tyd. Want vandag nog gebruik intellektuele wyses en die sielkunde nog beweringe en goed wat gestaaf is in hierdie ou tydse boeke van Plato, Sokrates en Aristoteles. Ons gaan verder. Ons sal waarskynlik nooit hier na die Judeese land gereis het, as ons nie gehoor het dat die enige ware Elohim God haas sigbaar in die tempel te Jerusalem aanwesig is, waarvan veral Plato in sy dialoog Symposium beskryf hoe 'n mens hom geestelik met hierdie enig ware Elohim kan verenig. My hele volk weet daarvan, en daarop kan ten beste iets goeds daarop gebou word. Ek sou my natuurlik in Jerusalem en alles laat inwy het, en as ek iets bevredigend daar gevind het, sou ek dit dadelik van daar na my volk gebring het. Dat ons hierheen gekom het, dadelik na die smid, self, in plek van die leerlingsmid, wat nou deur ons alles wat ons beleef, gehoor en gesien het, wel aan geen twyfel meer onderhewig is nie. Dit is 'n vrye en uitsonderlike barmhartigheidsdaad van Yahweh Elohim. Waarskynlik omdat ons in alle erns die goeie wil, waarvan ons nooit wou en sal sê, dat ons dit verdien het, maar daardeur sal ons makliker tuis kan werk, omdat ons by elke geleentheid heeltemal op die goddelike hulp wat ons hier ondervind, kan reken. Omdat Vader die gesindheid in hierdie koning en sy dogter se harte gesien het, en hulle op die reis na Jerusalem na hom toe gebring het, omdat hy die opregte harte direk wou bewerk, het hy 'n storm op die see gebring, en hulle is amper dood op die see, en hulle sou die dogter nog in die see gegooi het, die bygelowige klomp matrose, as
Raphael nie op bonatuurlike wyse daai skip ingetrek het in hierdie hawetjie waar Yeshua is. En dit is ook wanneer ons op die rowwe see van die wêreld dobber en alles lyk vir ons asof dit alles nou net niet sal gaan. Dan kom Yeshua en hy bring uitkoms en hy bring iemand na jou toe wat jou help en wat vir jou dan op die regte pad bring. Kan jy dink hoe ver 'n draai moes hierdie mense sou hulle moes loop as hulle eers by die tempel moes uitkom? Hulle sal eers beroof geword het van al hulle skatte, want daar staan dat hy baie skatte by hom gehad het, en dan moes hulle dit weer ontleer word. Want Yeshua sê die tempel verteenwoordig nie meer die een almagtige skepper van die aarde. Ek het nou nie 'n mooi vergelyking gehoor van wanneer jy dink alles is nou tot niet. Nou kan ek nie meer nie. Ek gaan nou alles verloor en ek gaan eintlik sterf. Wat dink julle het daai krewe gedink wat in die Titanic se restaurant was? Hulle het geweet hulle gaan gevreet word. Daar is nie uitkomkans nie. Maar toe die see oor die skip gaan, swem hulle uit. Dit kan Vader ook in jou lewe bewerk. So onmoontlik soos dit lyk, kan hy dit moontlik maak. Ons het, liefste dogter, vers 15, lang nie soveel gesoek in vergelyking met wat ons gevind het nie. As ons iets meer sou gevind het as in Plato se Symposium, kon ons al buitengewoon tevrede huis toe gegaan het. Maar hoe gaan ons nou dat ons iets gevind het waarvan Plato nooit in sy Symposium ook kon gedroom het nie? Nou sal ons onder groot gejubel na huise gaan en luidkeels aan die verbaasde volke verkondig wat ons tydens ons soeke alles beleef, gehoor en gesien het. Ek moet vir julle sê dat ek my nou al werklik van ganser harte daarin verheug. Helena, ek verstaan daarom nog nie waarom jy so vol angs daarteen kan opsien nie. Ek sal weliswaar nie ontken dat jy 'n rede daarvoor het nie, maar vir ons land gaan dit nie op nie. Miskien baie eerder vir Judea, wat, soos ek nou wel opgemerk het, vol bedrog, vol heersig en vol kwaadwilligheid is. Daar sou jou angs 'n baie meer gesonde rede gehad het, as by my mense, wat ware lammers is. Wat is jou mening, geliefde en geëerde seun Matthäus? Matthäus sê, ek is dit heeltemal met u eens, want in die plek tempel te Jerusalem gebeur baie ontsettende dinge, en dit sou baie gewaagd wees om met hierdie leer daar aan te kom. In die tempel waar Jahwe se gees eens op 'n tyd sigbaar aanwesig was, in die apartheid van die aparthede, dis hoe hy in Hebreëus staan in die boek van herinnering, maar in ons algemene Bybels is dit die allerheiligste plek wat net deur 'n priester eenmaal of tweemaal per jaar besoek kon word. Heers daar alles wat 'n mens maar sleg en kwaadwillig kan noem. Dit is nie meer 'n allerheiligste nie. Maar van iets goddeliks is daar in werklikheid geen spoor meer aanwesig nie, maar net name sonder inhoud. Die priesters is wolwe en hyenas in skaapsklere. In 'n geslote kring sal ek julle nog baie daaroor kan vertel, omdat ek self 'n tempeldienaar was. Maar nou hou ons op daarmee, want hier kan oor iets baie beters gepraat word, as oor die nou heeltemal goddelose tempel te Jerusalem. Nou moet ek eers my liefste Jara weer lastig val, want sy bewaar in haar binneste nog geheime waarvan ons almal geen idee het nie. Jara, vertel ons tog eers iets oor jou belewennisse. Einde van die hoofstuk. Nou, wat werklik dinge wat plaasgevind het in die tempel, het ons in vorige lesings al behandel, maar daar waar 'n goddelike vlam op die versoendeksel van die verbondsark gebrand het. Daar heel bo is ons
afbeelding, heel boonstene, die heel linkerkantste is die allerheiligste, is waar die verbondsark was met die staf van Aaron en die 2 kliptafels van Moses. En bo op daai versoendeksel het 'n lig dag en nag gebrand. So by so dat dit niemand geweet het hoe daai lig kan brand nie, want dit was nie brandbare materiaal van die aarde nie. Dit was werklik die goddelike Gees se lig. En die priester kon kommunikeer deur middel van hierdie lig, kon hy by die Vader uitkom, want hy het daai klomp goed gehad aan sy bors. Daar aan die ander kant se muur is ook 'n tekening van 'n hoë priester. En deur die kommunikasie en die vibrasie en die allerhande dinge wat 'n meganiese kommunikasie met Vader moontlik gemaak het hulle dan instruksies gekry wat moet die volk nou doen en wat moet hulle doen met betrekking tot baie alledaagse aangeleenthede. Maar nadat hulle vir Sagaria, die pa van Johannes die Doper, vermoor het, net voor die allerheiligste in die heilige, het daai lig gewyk van die tempel af. Ons sal dit in ander hoofstukke lees. Maar hulle moes die skyn behou. Toe het hulle 'n naftaleen lamp daarop gesit dat hy brand. Naftaleen is baie soos dieselolie of paraffieolie. En dan het hulle nou die groot reisigers wat daar aangekom het, baie mense het die tempel besoek, en dan wil hulle daar ingaan. Dan sê hulle, nee, net die hoëpriester kan daar ingaan, maar as julle 'n klompie 100 ponde goud vir ons gee, dan kan julle gaan kyk wat daar aangaan. En so het dit werklik 'n museum geword, nie meer 'n heilige aanbiddingsplek nie, waar die priesters hulle verryk het, ten koste van die vervare verbondsark wat nou nie meer gewerk het. Alles wat Vader vir die volk in die Levitiese orde gegee het, het absolute plan en doel gehad. Niks was verniet nie. En omdat die ou Levitiese orde 'n meganiese orde was, waardeur met frekwensies van die verskillende 12 stene op die priester se borsplaat en die frekwensies wat afgegee is deur hierdie lig uit die hemele, het daar 'n kommunikasiemiddel ontstaan. Wat weet die wêreld nie en die mensdom raai maar. Maar dat daar baie krag in hierdie kas was, hierdie verbondsark is so. En hy was ook oorgetrek met goud. En die binnekant dink ek van die allerheiligste was ook met goud uitgeplateer. Want Vader sê vir ons in die nuwe Openbaring, goud en 'n kroon was nooit goed wat opgesit was om vernaam te lyk en om uit te staan nie. 'n kroon wat gewoonlik van goud is, wat hier op jou kroon chakra of energiepunt gesit word, verhoog jou kommunikasie vermoë met die hiernamaals. En as jy dit binne in 'n vertrek doen wat ook met goud beklee is, al is dit baie dun, verhoog jy die intensiteit van die frekwensies nog meer en sal jy kan kommunikeer. Dit is hoe hulle dit gedoen het. Nou word ons egter van alle natuurlike metodes weggehou deur Yeshua, want hy is die ware tabernakel, hy is die ware verbondsark, dis sy hart. En as ons Yeshua in ons het, dan sal ons alles wat die hoëpriesters gedoen het, nog in die tyd wat dit nog reg gedoen was, sal ons nou in ons eie hart kan doen. Ons sal kan oorgaan. Die siel sal kommunikeer met die hoër self, soos Karen se lesings van gister en eergister vir ons dit bevestig het. Ons het nie meer al die goed nodig nie. Jy kan nou self, binne in jou eie tempel, jou wese, kan jy 'n kommunikasie met Vader in stand hou. En dit is die uiteindelike toegang tot die hemele. Want die hemele is in onsself. Jy gaan in jouself in
En dan, omdat jy in die gees is wat in jou geplant was, uitgestort was met geboorte, is jy nou in daai gees wat nie tyd, ruimte en materie ken nie, is jy outomaties in die hemele, waar tyd, materie en ruimte nie bestaan nie. Dit is hoe dit werk. Ons gaan nie hier op na 'n plek toe wat hemel genoem word. Daar is plekke, maar dit is plekke van verskillende geestelike bewussyn, of verskillende frekwensies van lig. En afhangende van die frekwensie van lig wat jy op aarde vir jouself bewerk het, deur liefdesdade, en liefde vir Vader, en jou gebede en al die dinge wat saamgaan met 'n gelowige mense daaglikse lewe, sal jy in daai vlak van hemele ingaan. Maar alles gebeur in jouself, niks buite jou. Dit is die belangrike boodskap wat vir my hier uitkom, en dat ons daardeur ook gelukkig is dat baie mense al die kerke verlaat het, en die fanatisme van die kerk nou nie meer so erg in hulle is nie. Want geloof moet waar wees. En hoe kan jy weet of dit waar is? Jy moet dit beproef. Jy moet dit ondersoek. Ou kan nie na jou toe kom en sê, hoorie, hierdie NG Kerk is nou die plek vir jou, en as jy daar vir 30 of 40 jaar, en dan skielik sê 'n ander ou oortuig jou, nou moet jy na die AGS toe gaan, of die ander Pinkster, want dis hier waar Vader is. Maar jy beproef niks nie, jy voel ek het daar, maar hoe weet jy wat een van die twee was reg, of albei wat verkeerd is? Hoe vind jy dit uit? Die enigste manier is om in jou innerlike te gaan en met Yeshua te kommunikeer, en hy sal deur die innerlike stem, sal hy jou rustigheid gee waar jy moet wees ten opsigte van jou geloof. Vir baie mense is 'n trapsgewyse opgang nodig, en moenie daaroor bekommerd wees as jy 'n church crawler was nie, van een kerk na die ander gegaan het en nooit eintlik berusting gekry het nie. Dis goed dat jy dit gedoen het, want uiteindelik het jy die geloof gevind, wat nou vir jou bewysbaar is dat dit reg is. Net vir jou. Vir ander mense sal dit nie bewysbaar wees nie, want sy stem is in jou. Ek hoop almal het daarom die lesing ook verstaan, so dat dit vir ons in hierdie moderne tyd van baie van toepassing is. Baie dankie.